Vader van ons Here Jesus, aan U al die lof, die eer en aan die aanbidding. Here, as dit nie vir U was nie, sou ons nie vanaand hier kon wees nie. Here, ons is hier om te herdenk die week van Pinkster, Here, die uitstorting van die Heilige Gees. En ons is vanmôre hier om U naam groot te maak. Hemelvader, ek bid dat die Gees van die Here Vader sal wees. Here, dat U my sal gebruik soos nooit van tevore nie. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid wat ek het om U naam uit te dra. Want Here Jesus Christus, U het ons geroep met 'n doel. Ek is hier om vanaand, Here, met ander medegelowiges U naam groot te maak. So Vader, word U verheerlik in ons midde. Alles wat hier sal uitgaan, dat dit tot eer en aanbidding van U lieflike naam sal wees. Baie dankie, Here, ons aanbid U. Ek loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons waai vir die Gees van die Here in ons midde. Let's wait for the Holy Spirit. Amen. Amen. Nou ons verskil so 'n bietjie, maar ek dink ons sal regkom. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Waar die Gees van die Here is, daar is vrymoedigheid. Nie voorbarigheid nie, maar vrymoedigheid. So ek is vanaand dankbaar. Ek wil eerstens vir Pastoor Willem sê baie dankie vir die geleentheid wat hy my bied om hier te staan. En ek wil ook die kerkraad almal bedank, ook die gemeente. Ek eer dit om hier te kan staan en die naam van die Here groot te maak. So, ons kan maar staan, dan sing ons eerste lied wat daar op die bord is. It is welcome here, it is welcome here. Ons verwelkom die Heilige Gees in ons midde. Dis die doel van Pinkster, om weer die vuur terug te bring in die kerk. Amen. Iemand moet dat met insit. Hy toch hier iemand, dat maar die vuur. Dan moet ek gewoon mooi. Sit in. It is welcome here, it is welcome here. The Holy Spirit is welcome here. It is welcome here, it is welcome here. The Holy Spirit is welcome here. Dit is welkom hier, dit is welkom hier. Die Heilige Gees is welkom hier. Dit is welkom hier, dit is welkom hier. Die Heilige Gees is hier. Dit is welkom hier, dit is welkom hier. Die Heilige Gees is welkom hier. Amen. Ek kan maar sit, ek kan ons woord kan. Kom ons sing ek woord. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam saam. Kom ons verheerlik sy naam saam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Amen. Prys die naam van die Here. Nou ek gaan onmiddellik vir u die woord van die Here voorhou. Ek wil nie lang tyd meer nie. Ek is kort en ek is kragtig. Amen. Short and sweet. Praise the Lord. Nou ons gaan lees uit Handelinge 1 vers 9 tot 11.
Handelinge 1 vers 9 tot 11. Ek lees uit die 1953 vertaling. Ek het my mense geleer, deur as u na die kerk kom moet u 'n Bybel hê. Because the Bible is our basic instructions before we leaving earth. Ek het hulle geleer, ek het gesê, hierdie is my Bybel. En ek is wat my Bybel sê ek is. En ek het wat my Bybel sê ek het. Dit wat my Bybel sê, dit is ek. En dit wat my Bybel sê, dit het ek. Amen. Want ek glo dat hierdie woord is die waarheid. En Jesus Christus is die waarheid. So as u dit bely, dan moet jy dit glo. Want sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Amen. U moet my maar verskoon, ek is nie gewoond aan dit nie. Aan die microfoon. Ek ook. Ja, nou in elk geval, ons lees uit Handelinge 1 vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, dis Jesus wat dit sê, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het voor hulle oë weggegaan. Dis ook wat sal gebeur tydens die wegraping. Ons sien van mense wat ook weggeraap is, net soos Jesus hier weggeneem is. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem in die hemel is, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Dis 'n belofte wat God aan ek en u gee. En ek glo, ons glo dat dit sal gebeur. Wanneer weet ons nie, maar hy beloof dat hy weer sal kom. En 2 manne wat verwonderd gestaan het, daarom moet ons nie die hemelruim dophou wanneer hy kom nie. Maar ons moet gereed wees, omdat ons nie die uur ken nie. Jy kan nie net gereed wees nie, jy moet ook gereed wees. Jy moet in afwagting wees, asof dit môre mag wees. Amen. Jesus het 40 dae na sy opstanding nog by sy disippels gebly en toe na die hemel opgevaar. En ons stel, as ons stel, van dat Jesus gekruisig was, het hy 40 dae gebly. En toe het hy opgevaar na die hemel. 2 engele het vir die disippels gesê, dat hy na die aarde sal terugkeer, net soos hy na die hemel toe gegaan het, en dat almal hom sal sien. Selfs hulle wat hom gekruisig het, sal hom ook sien, daardie dag as hy terugkom. Amen. Die geskiedenis is nie maar net 'n klomp losstaande feite nie. Nee, dit is 'n duidelike beweging na daardie bepaalde oomblik, wanneer Jesus na die aarde toe sal terugkeer, om alle mense te oordeel en oor die aarde sal heers. Hy het eers gekom as verlosser, toe hy gesterf het aan die kruis, toe sê hy die prys is betaal, dit is volbring. Here Jesus het daar, elke sonde van ons was vasgenaal aan die kruis. Ek en u name is daar. Hy het vir elkeen van ons gesterf. Maar die woord van die Here sê, as hy terugkom, sal hy kom om te oordeel. Amen. En daarom moet ons seker wees dat ons besig sal wees met die dinge waarvoor hy ons geskep het. Ons is mos geskep vir een doel op aarde, is om die Here te loof en te prys. Psalm 100 sê, ons moet die Here loof en prys met alles wat binne ons is. Amen. En ek sê, ek weet nie van ander ou manne, my ouderdom nie, maar ek
het tevrede met dit wat die wêreld my gebied het. Ek wil nou aan my huisie daarbo, want ek wil eendag by Jesus wees. Dis my hartse begeerte. En daarom al die kerk gesê, jy's emeriti, jy moet uittreë. Tree jy alleenlik by Jesus uit die dag, as hy so sê, as jy werklik klaar is. Maar solank jy asem het, moet jy nog altyd die Here loof en prys, en sê dankie, want elke dag wat die Here ons gun, ons het dit nie verdien nie, maar hy het dit aan ons geskenk, met die doel om vir hom te lewe. Ek en u is disippels, ons is navolgers van Jesus. Die wêreld hou ons dop met oop oë. Hy kyk aan. Is dit nie om Eddie nie? Is hy dan nie 'n pastoor nie? Kyk waar loop hy, kyk waar gaan hy in. So daarom is ons 'n oop brief, sê Paulus. Maar jy en ek, ons ken ons lewens. Ons weet hoe ons verhouding met die Here is. Ons moet gereed wees vir sy wederkoms. En ons berei ons daarop om deur heeldag na die hemel, die wolke te staan en kyk nie, maar deur hard te werk om die evangelie uit te dra, sodat ander ook deel kan hê aan die seën van God. Amen. We are called for a purpose. Ons is geroep met 'n doel. Ons is nie toevallig hier nie. Ons is hier om 'n voorbeeld van Jesus te wees. Mense moet sien, iemand se getuienis het my by Jesus Christus uitgebring. 'n Man wat 'n boemelaar was, en ek kom vra, Piet, wat het jy gedoen, dat jy so verander het? Toe sê hy noem my boetiekies. Hy sê my boetiekies, dis wat Jesus gedoen het. Toe sê ek, Jesus, as jy dit vir Piet Lou kan doen, kan jy dit vir Eddie Volks ook doen. En hy het dit nie daai dag gedoen nie, maar 'n tyd daarna, toe ek tot bekering kom, daardie dag, toe my lewe afspeel, toe kom hierdie dag te voorskyn. Toe sê die Heilige Gees vir my, dit was ek wat besig is met jou. So, ons moet 'n getuienis hê. Ons moet kan getuig van 'n rooi letter dag in ons lewe. 'n Dag waarin jy Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker. Ek kyk hierdie dooppad pastoor. Hier het ek my eerste doopeling ingedoop vir Franco Masdorp. Toe sê pastoor Willie van Sail vir my, om Eddie, ek hou van blootstelling. Jy moet nou vandag, môre, is dit jou geleentheid. En ek is nie skaam nie, want dit het my gemotiveer. Ek was 10 jaar op Steenkop as pastoor, begin daar met 8 huisgesinne. En toe ek daar weg was, toen hulle 46, maar hulle het weer weggedwaald. Maar ek wil vir u sê, ons is geroep vir 'n doel. Ons sal alleenlik siele met jou kan saamneem, niks anders nie. Die vraag waarmee ons gekonfronteer kan word, wat het jy met my seer gedoen? Wat ek gegee het as losprys van hierdie wêreld. Amen. Jou goeie werke sal nie tel nie. Here sê, jou goeie werke sal wees soos vuillappe voor my oë. Amen. Sodat ander ook kan seën deel hê aan die seën van God. Die Here stort sy seën oor almal uit. Sy son skyn vir ons almal. En ons is almal kinders van die Here. En ek wil u vandag bemoedig deur te sê, Jesus Christus kom weer. Dis 'n feit wat staan soos water bo, hoe noem dit? Paal bo water. 'n paal bo water, baie dankie pastoor. Ja, wat staan soos 'n paal bo water. Nou ek wil hê my geliefdes moet my saam met my sing. As hy kom op die wolke van die hemel, elke oog sal hom sien. Elke knie sal moet buig en elke tong sal moet bely dat Jesus Christus
die Seun van God is. En dat Jesus Christus vir elkeen van ons gesterf het. Okay, kyk maar, staan op. Ek praat nou namatel, ek is 'n namatense. Nee, eerlik kan sit, ek sê hulle. Amen. Hoe kan ons allemaal saam? Nou staan. Ja, jammer. As ek kom op die wolke van die hemel, sal ons sien. Amen. Ja, dis soos dit gaan. As ek kom op die wolke van die hemel, elke oor sal ons sien, elke knie sal moet buig en elke tong sal moet bely. As ek kom op die wolke van die hemel, elke oor sal ons sien, elke knie sal moet buig en elke tong sal moet bely. As ek kom op die wolke van die hemel, elke oor sal ons sien, elke knie sal moet buig en elke tong sal moet bely. Maar die laaste maar. As ek kom op die wolke van die hemel, elke oor sal ons sien, elke knie sal moet buig en elke tong sal moet bely. Amen, prys die Here. Ek kan maar sit met die skriflesing wat ek het. Hierdie deel wil ek graag hê, as jy by jou huis is, moet jy dit weer lees. Handelinge 2 van vers 1 tot vers 47. Dit sal jy 'n hele oorsig het wat Petrus se toespraak behels. Petrus wat ons ken, wat Jesus verloon het, daar dieselfde Petrus. In hierdie toespraak sien ons hoe magtiglik die Here Petrus gebruik het. En daarom, as jy dit gelees het, sal jy verstaan, dat die opskrif gaan, Petrus se toespraak. Petrus was 'n baie standvastige leier tydens Jesus se bediening. Hy was nie 'n baie standvastige leier tydens Jesus se bediening nie. Sy bravade was sy ondergang en hy het self ontken dat hy Jesus ken, maar Christus het hom vergewe en hom na sy verzoening in sy geloof herstel. Amen. Ons sien, ons sal dink, Petrus het die grootste sonde gedoen, waarvoor hy nie werk kan vergewe word nie. Want hy het Jesus verloon, toe die dienstmeisie hom sê, was jy dan nie ook saam met hom nie? Toe ontken hy dit. Nou jy weet, ek self was 'n groot sonde. Groot mense wat my lewe ken in Port Nolloth weet wie Eddie Forbes was. Maar die dag toe die Here my siel kom red, toe het hy my vergewe en ek het oorgegaan in geloof. Ek het geglo in die woord van die Here. So ek wil vir u sê, daardie dag was my lewe nooit weer dieselfde nie. Ek kon nie glo. Vandag, ek kyk mense, dan dink ek, was jy ook so? Daar herinner die Heilige Gees my. Ek het jou daar uitgegaan. Jy was diep in 'n moddersluit van sonde. Onthou om 'n ander man se vrou af te vry. Is nie 'n maklike saak gewees nie. Die Bybel het my gebruik, maar ek eer die Here vir die redding van my siel. Die mense kon nie glo dat dit die Eddie Forbes is wat hulle geken het nie. Ek was nou in Loederts gewees met my kleinseun se verjaardag, se troue. Toe gee die Here my die geleentheid om in die Lutherse kerk my getuienis af te gee, waar die Here my siel kom red het. So ek wil vir u sê, moenie dink die Here kan u nie verlos nie. Moenie dink
dit wat jy gedoen het, is so groot, jy weet nie of jy sal verlossing kry nie. Hier sien ons 'n nuwe Petrus, vreesloos, maar 'n nederige man. Hy stel sy vertroue in die Heilige Gees en word daardeur 'n kragtige en 'n dinamiese spreker. Wat meer kan Jesus doen? He makes from nothing something. Ek sê, he makes from a disaster a pastor. Dis wat die Here kan doen. Mense kan nie glo nie, maar die Here het dit gedoen. En ek wil vir u vanaand sê, die Here kan vir u dit ook doen. As jy glo en vertrou en sê, Here, ek is bereid om my al op die altaar te lê. Ek is bereid, Here, om hierdie fout wat ek gemaak het, Here, ek het berou hieroor. Jy weet, dit was nie maklik nie. Ek moes met my vrou op my knieën op vergifnis vra. Heilige Gees het my gesien. Gesê, "Loop, maak reg." En ek moes. En sy het dit nie aanvaar nie. Maar ek het nie ophou bid nie. En tot 'n sekere dag, dat sy dit wel aanvaar het. En gesê het, "Vergewe jou." Dis wat die Here kan doen. En ons moet net nederig wees. Ek kon ook maar gesê het, man, jy wil nie met vergifnis aanvaar. So ek laat dit daar. Maar die Gees van die Here het my altyd herinner. Wees die minste sodat hy meer kan word. Dis wat Jesus van ons verwag. Ons moet nederig wees, want hy verhoog jou op die regte tyd. Amen, prys die Here. God beloof om te vergewe en in sy koninkryk te gebruik as u sondes opreg voor hom bely en die rug daarop draai. Dit maak nie saak hoe groot u sonde was nie. Amen. As jy jou rug daarop draai, die koordigter sê, "The things I used to do, I do no more." Amen. Die vorige Gees het my gevra, "Smokkel jy nou nie meer nie?" Ek sê, ek is klaar. Jesus het my verlos. Amen. Ek soek nie gebleer agter my. Mense, as mense moet hulle praat op grond van die geloof. Hulle moet nie nog sê, hy het nog nooit verander. Hy is nog altyd 'n jakkals wat verander van streke. Van hare, maar nie van streke. Van hare, maar nie van streke. Ai, pastoor. Ek is so lank uit die skool, die wonder goed wil meer werk. Nee, u moet toelaat. U moet hom toelaat om u te vergewe en u nuttig in sy diens te gebruik. Aanvaar die vergifnis van die Here. Al sê die mense, my broeder, hou jou lamp aan die brand. Amen. Hulle sal later beskaam staan en sê, ek kan nie glo. Ek wil u vertel, ek is op Steenkop as pastoor en 'n suster kom op die dag en sy sê vir my, pastoor, ek wil jou sien by my huis, bring sommer jou evangelis ook saam, wat daar dienst hou. En toe ek daar kom, toe sê sy my, pastoor, jy sal ook kom soos die profeet Eli. Jy sal reëlings agteroor neerslaan en sterf. Want jy laat toe dat jou kinders in die kerk oorneem wat nog nie gered is nie. Toe sê ek vir haar, man, as dit die geval is, wil ek jou sê, my skoonseun wat nie gered is nie, is wel intussen gered, waarvan jy miskien nie weet nie. En hy neem nie oor nie. Maar as dit die geval is, sal die Here, ek het 'n verhouding met die Here. En die Here het my daar geplaas. So die Here sal vir my sê, dat dit wat ek doen is nie reg nie. En as ek nie luister nie, sal dit met my gebeur. En snaaks genoeg, ek het haar nooit ignoreer nie. Ek was nie kwaad vir haar nie. Ek het haar gegroet wat ek haar kry. En op 'n sekere Sondag kom sy in die kerk.
En sy sê vir my, pastoor, die Here sê ek moet vanmôre u voete was. Nou sien wat die Here doen. Sy sê, want baie mense, vir wie ek kwaad aangedoen het, as hulle my sien, dat draai hulle weg. Maar jy het altyd vir my gegroet. Jy het my nie geïgnoreer nie. En op grond van dit, doen ek vandag wat die Here vir my verlang, deur my te verneder. So dis wat die Here doen. Hy lig u op die regte tyd. En ek wil u sê, dit is nie maklik nie, maar dit is moontlik. In u swakheid word sy krag openbaar. Daar is dinge, ek het nooit gedink dat ek op 59 jaar Sarepta College in die Kaap sou gaan om vir pastoor kwalifiseer. Nooit het ek het gedink nie. Maar die Here het 'n vensterperiode toegelaat waar ons ouderlinge wat goeie werk in die kerk gedoen het, ons kan kwalifiseer as pastore. En ek het die geleentheid aangegryp. Want dit was my begeerte toe ek my besigheid verkoop. Toe sê ek, Here, ek wil vir u iets doen voordat ek sterf. Ek wil 'n nalatenskap laat. Dat hulle moet daai Eddie ook ken. En die Here het my gehelp dat ek 'n kerk daar gebou het. En ek sien die gemeente het gekwyn, hulle is maar nou 9 susters, daar's 'n vroue pastoor. Maar dit was nie maklik om op 59 jaar op leer. Maar die Here het my krag en wysheid gegee. En wat ek nie kon mondelings geskryf het nie, het ek mondelings afgelê. Totdat die skoolhoof gesê het, nee, die college, ek moet jou maar laat deurgaan. Want ek sien jy ken die ding. En sodoende is ek gelegitimeer en ek is georden as de wettige pastoor van Suid-Afrika, van die AGS. En ek is vandag alle eer aan die Here vir dit. Ek doen nie, ek breek nie, en ek boos ook nie. Maar, dis wat Jesus kan doen. Ek gee hom al die eer in my lewe, want dit was in my wildste drome. Toe ek so oorvat in Loederis, daar in die bamboehuis, die kompot die drink, en ek so dronk is, en ek gee my ouers so'n probleme. Toe sê my ouma, Dora, hierdie Eddie sal 'n pastoor word. Toe lag ek my ouma uit, want hoe kan ek 'n pastoor wil word? En die dag, toe ek my losmaak van die besigheid, en my hart daarop sit om pastoor te word, toe sê die Heilige Gees vir my, dit was 'n profetiese woord wat jou ouma uitgespreek het, wat in vervulling wil kom. So, die Here het sy tyd, want Gods tydsberekening is presies. So moenie moed opgee nie, hou aan, volharding is wat God verwag van ons. En dis nie maklik nie, maar dit is moontlik. Ons gaan nou vir die koortjie sing, en hierdie koortjie sê, bely en laat staan. Wat is dit? Hier laat die lekker koortjies, lekker gospel. Ja, maar ek is nou so oud, ek kyk nou pastoor, ek sê 30 jaar gelede, toe koordans het daar. Bely en laat staan, jy moet bely en laat staan. Bely en laat staan, bely en laat staan. Bely en laat staan, jy moet bely en laat staan. Wat moet ek doen om aan te gaan? Wat moet ek doen om aan te gaan? Wat moet ek doen om aan te gaan? Jy moet bely en laat staan. Sit dan, Suster Rufus. Pastoor, hulle is nog bietjie jong op die pad, hulle is nog. The Bluetooth device.
Hier sit dis 'n Gili son. The Bluetooth device. Hy is ons die ou wat ons Bybelstudie gee. Hy wat nou net ken hom. The Bluetooth device. Hy was saam met pastoor Johan Geertler gewees. Hy het by Johan Geertler tot bekering gekom. En hy staan op die woord regtig. The Bluetooth device is connected successfully. Verskoon ons toch maar. Ja, meesters. Hierdie ook nie so woordjie bemoedig my. Miskien so eenvoudig. Alright, staan op. Klap aan dit. Halleluja! Praise die Here!
Frans Coetzee daar in Windhoek het gesê, dat die oog oop duiwel ook in die kerk. As jy oë toemaak en jy vergeet van alles, en jy bedink die dinge wat daar is. Want die vlees kyk rond en hy kan vertel vir jou, kyk daar in die lag, kyk daar in die lag so. Verstaan? So, maar as jy jou gedagte hemelwaarts plaas, dan voel jy die teenwoordigheid van die Here. Jy kan dit ervaar. So, regtig, jy moet dit probeer en jy sal sien, dit is so. Ek was ook eers daar, maar toe ek beginne, my afsny van dit rondom my, en ek concentreer net op dit wat daar is. Dit wat vir my wag. Want dis al wat ons gaan doen eendag in die hemel. Ons gaan net hande klap, voete stamp en ons gaan die Here loof en prys. En daai tyd sal kom Eddie nie meer kom Eddie wees, om Eddie sal 'n kind wees van die Here. Want ons is kinders van die Here. Ek kry so hartseer as ek dink my dae, toe ek so nie tot bekering kom, so 30 jaar gelede, toe koordans ek daar. Om nie ken vir pastoor apostel Malgas, hulle daai mense was vir jou regte apostolies, hulle het jou gerol, die duiwels uit jou gerol. En hier Pinkstertyd, as die koortjies so speel, dan word jy in die ronde gedraai. Dan swaai jy, hulle vat jou, dan swaai jy in die ronde. Tot jy dronk is, dan val jy om. So, maar die Heilige Gees het sy moed, sy werk op verskillende maniere. Amen. Luidrigtig en soms in 'n sagte windkom. Maar jy moet net oop wees, jouself oopstel om te ontvang. Dan kan die Here vir jou doen. Ek het my spreek vir vandag is Spreuke 16 vers 18, op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val. Amen. Ons kan daarom sien, Salomo was 'n wyse. Hy het wysheid van die Here gevra. En dit kom met alle wysheid. So ons moet oppas hiervoor, dat ons nie te hoogmoedig word. Ons hoef nie toelaat dat ander mense op jou loop en trap. Nee, het is nie so. Maar wees liewer nederig en die Here gaan jou oplig. Pastoor, ek weet jy is daar nog 'n koortjies. Julle moet daar 'n bietjie my leestop doen. Julle is bestel in 4 apostolies. Hoe is julle gered? Ja, maar om die kan nie, maar die wil, maar die knieën wil net staan. En die canvas is te groot. So, maar vrijdag sal ons sien, as Marjorie kom. Ja. As hulle nou sien, 4 wat span. En het is net so, maar hy slaan hy klaar, so, wow. Hy dans achter hy keyboard. Ja, speel maar. Wat is die ene wat jy mis? Oh, hier is de spoorman van Gethsemane.
niemand hier nie. Jesus koning van Gethsemane, koning van Gethsemane. Halleluja. Ja, Jesus koning van Gethsemane. Hy alleen en niemand meer. Amen, prys die naam van die Here. My pastoor het dit gedoen, wat ek kon en wat die Here op my hart gelê het om te doen. Maar ek wil u vermaan, sê ek is baie senuweeagtig, maar die Here gee my vrymoedigheid, want hy het my uitverkies. En as jy uitverkies is, dan is jy gunsteling. En daarom sal sy goedheid en sy guns jou altyd volg. Prys die naam van die Here. So daarom wil ek vanaand die Here al die eer gee. Dit is 'n wonderlike voorreg. Dit vat my jare terug toe ek in hierdie kerkie was. En ek was toe wat die se ouderling was. En hy met baie geleer het by hom. Ek kan die Here het hom gebruik in 'n tyd soos toe hy hier was. En ek is bly. Ek het 'n leersaande gees, ek vertrou die Here. Ek wil leer en leer, net meer en meer weet omtrent die dinge van die Here. Amen. Want dit is net hierdie woord van die Here wat ons op hierdie weg sal hou. Niks anders nie. Ons het gehoor die mooi Bybelstudie wat ons vandag gekry het, hoe dat baie dinge van jou gesê sal word uit jaloesie. Mense wat jaloes is op dit wat die Here in jou lewe doen. En it's what you put in your body. As jy baie oortyd werk, dan betaal jou baas jou goed. Net soos dit ook met die dinge van die Here. Hoe meer jy insit, hoe meer jy die tyd uitkoop, dan begin jy besef, wow, dis nie ek nie, dis die Here. So ek wil nie vanaand sê, ek is baie bly dat ek vir die Here kan iets doen. En ek wil nie vanaand sê, as jy aanhou nee sê vir Jesus, dan sê jy ja vir sy. En dat is nie middelweg na die hemel toe. Dis alleenlik deur Jesus Christus. En wanneer ek sê ek het Jesus, moet mense kan sien, ek het Jesus. Hier het iets gebeur met my. En dis wanneer ons siele gaan win. Mense is moeg om te hoor jy moet jou bekeer. Maar dan lyk jou lewe nie soos 'n kind van die Here. En daarom wil ek vir u sê vanaand, regtig, hou vas aan die Here. Soek meer, gaan dieper in die Here. Ons is moeg om in vlakwater te spark. Ons wil bietjie diep gaan dat ons weet, wat is die eindelike antwoord, wat sal my eindelike bestemming wees? Hoe is my verhouding met die Here? Daarom wil ek u vanaand bemoedig, kinders van die Here. Ek en hom kom lang baie, regtig, 30 jaar, 35 jaar, is 'n leeftyd. Maar daar is baie mense wat so lank by die Here is, maar dan twyfel jy of hy so lank by die Here kan wees. Want hy word nou nog met melk gevoed. Hy's nou nog 'n baba, hy's nog nie volwasse in die dinge van die Here nie. En daarom wil ek u bemoedig, hou aan, volhard. Laat hierdie Pinkstertyd regtig vir u betekenis hê. Hierdie is die dispensasie van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat in ons woon, wat ons lei in alle waarheid. Die Heilige Gees sal nooit toelaat dat jy dinge doen wat die Here nie behaag nie, want hy lei jou in die waarheid. En toe ek tot bekering kom, toe sê iemand vir my, daar is 'n stem wat sê, Taddy, moenie so maak nie. En dan is daar 'n stem wat sê, maak so. Nou die sonde is lekker, maar daar is 'n loon vir die sonde.
is 'n loon, dat die Bybel sê. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. 'n lewe wat daar geen einde aan is nie. Dis wat ek en u wag as kind van die Here. Baie keer raak 'n mens, soos pastoor ook vandag sê, jy raak soms moedeloos, dat dink jy, wanneer, hoekom gaan dit nog so met my? Ek doen dan wat die Here van my verlang om te doen. Maar Paulus sê, hy wat godsvrugtiglik wil lewe, sal versoek. Ons is nie vrywaar van versoeking as kind van die Here nie. Die hoogste bome kry die meeste wind. Daar sal altyd versoeking op ons pad wees. Maar hy sê, met die versoeking gee hy die uitkoms. Die duiwel het nie die uitkoms nie, maar die Here gee die uitkoms. En daarom wil ek u bemoedig vandag. Al gaan dit opdrand, al gaan dit afdrand, bidden moet ons by die Here bly. Amen. Want ek meen, wat bied die wêreld vir julle wat nog jonk is, het miskien nog baie drome en ideale, maar ken hom in al julle weer, dan sal jy die baie gelukkig maak. Amen. As jy die Here ken, dan maak jy die pad. En hy wil eers geken wees in alles wat jy doen. Hy sê, dan sal jy wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op die regtigheid. Vrugte wat by die bekering is. Amen. Dis wat jy lewe moet wees. So, pastoor, baie dankie vir hierdie voorreg wat ek het. Regtig, ek het nie gedink nie, dat die Here dit vir my sal gee. Maar dankie dat jy geluister het by die Here, en ek glo vanaand, dat ek dit gedoen het na die beste van my vermoë. Ek kan nie Willem wees nie, of ek kan nie 'n ander man wees, ek is Elie, en ek het doen het soos ek het kan doen, soos die Here dit vir my gee. En iemand het my een keer gesê, pastoor, bly maar net so nederig. Die Here gaan u oplig op die regte tyd. En die Here is 'n waarmaker. Hy het my opgelig, sodat ek nou die dag kon Lourdes toe ry. Ek het nie gedink ek sou self kon ry nie. Toe die pad toe is, ek bel Oranje moet hulle sê, die pad is vol sand, is onmoontlik. Jy sal nie met daai karretjie kan deurkom nie. Toe sê ek my vrou, ek moet daar wees. Ek kan nie my kleinkind teleerstel nie. Want ek en hy, daar was 'n gaping gewees, ek het vergeet van hom. En ek is vir 'n reunie in Rehoboth. Toe bring my suster se seun hom. My suster se seun sê vir hom, hier is jou oupa. En toe het ek hom ontmoet, en toe het daar nou weer 'n band tussen ons gekom. En dat hy my besluit het, ek moet hom in die kerk neem. En dit was my goddelike voorreg uit die hand van die Here. Nooit het ek kon dink in my wildste drome dat die Here dit vir my moontlik maak. Maar die Here is die Here. Hy stel nie teleur. Regtig. En ek het goed gedoen. Ek wil sê ek is 6 uur die môre hier weg en 3:30 toe ek in Lourdes die wye draai Keetman so kom. En ek het natuurlik hier kort pad teruggekom en die Here het my gevat. Die tyd was net bietjie kort, want ek het nie vir Lourdes geken nie. Dit is my geboorteplek, maar ek het 72 as ek uit Lourdes sê. Ek het altyd gegaan toe my ouers geleef het, maar regtig. Ek het geskrik toe ek sien, daai ou power station, waar hulle boilers in gehad het en goed. Met hy plek nog kyk hoe moeilik hy binne. So dit, ek het gesê, hoekom moet ek so gauw van Lourdes geword, ek kan nog op pleeg. Iemand het my gesê, die kom terug, kom is jou pa se regop. Toe sê ek, nee, want ek is daar goed. Nou moet wees ek pensioen is buitendien minder. Nou, pastoor, ons kan net sluit met het woord van gebed as pastoor miskien nog. Hier is kom Piet.
Sy ken jou Piet. Ons sal praat nou, sy die van Piet ontmoet net. Nou jy kan daar staan. As ons eigenlijk ons skeel met by u, o rots van u kom. Ons skeel met by u, ons skeel met by u, waar ons van u, waar ons skeel met by u, ons skeel met by u, ons skeel met by u, waar ons van u, ons skeel met by u, vir die laaste maand, ons skeel met by u, ons skeel met by u, waar ons van u, ons skeel met by u. Vader, ons eer u vir vanaand, Here. Dankie, Hemelse Vader, dat ek het kon afgee na die beste van my vermoë. Hemelse Vader, ek weet dat u woord keer nooit leeg terug nie. U woord is saad wat gesaai word, Here. En ek bid, Hemelse Vader, dat dit op goeie grond geval het. En Hemelse Vader, dat mense sal herkou wat het gehoor het. Mense sal 'n besluit met u maak voordat dit te laat sal wees. Here, u ken elkeen van ons vanaand. U ken ons omstandighede. En u ken ons verhouding met u, Here. En daarom bid ek dat die Heilige Gees bemoeienis sal maak met elkeen van ons. Amen. Here, ons kan vir u niks wegsteek nie. Ons kan vir mense wegsteek. Ons kan 'n masker voorhou vir mense, maar u ken ons harte. En daarom is dit my gebed, Here, dat u ons harte sal verander, Here. Dat ons Hemelse Vader, u liefde sal ervaar in ons lewens. Daardie onvoorwaardelike liefde van u. Daardie liefde, Here, wat u in ons harte geplaas het, Hemelvader, sodat ons lief sal wees vir mekaar sal respekteer en sal lief hê. Here Jesus Christus, baie dankie vir Pastoor Willem en die gemeente. My gebed is, Here, dat hierdie gemeente hoër hoogtes sal uitstyg. Dat u hulle magtiglik sal gebruik, Here. Dat hulle sal besef werklik die Here is op hierdie plek. Baie dankie, Hemelse Vader. Ek eer u, Here. Ek loof u en ek prys u. Ek aanbid u, Here, omdat u werklikheid is. Daar is niemand soos u nie. Vader, word u verheerlik in ons lewens. En daarom, Here Jesus Christus, wil ek dan nou vra dat ons saam bid, soos u ons geleer het om te bid. Onse Vader. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons vandag ons brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Ek gee oor aan Pastoor. Amen. As julle voel om nog te sing, julle is meer as welkom. Sommige goedjies wat ons in die kop het ken. En nee, dankie ook Eddie. Dit is altyd goed as ons bietjie so hoor hoe die Here vir ons uitgaan. Ek sê dit dink soms so onwillekeurig. Die ou mense het mos altyd die wolke gekyk vir reën. Ons wat van die plaas af kom. Hulle het net wolke gekyk vir reën. Ons kyk nou 'n ander wolk. Ons het nou klaar reën gekyk. Ons weet dit kom. Amen. Amen. So, maar baie dankie. Môre is Hannes wat? Ag, Mosterd. Hannes nou so van 'n verkeer.
Dan gaan ons weer Concertina klanke hier hê. So ek weet nie wie is almal saam dan is. So julle is welkom as julle wil hier kom sakkie wat ek is nie altyd so seker. Gelukkig ken ons die liedjies, anders klink dit so sakkie. Ja, dan Vrydag aan moet ek dan vir julle sê, dis soos om Eddie sê, om Marjorie ken haar storie. Ja. Ek Christine ken haar ook, sy het laat loop. Amen. Ek sal maar nie daai woorde gebruik vir hom Eddie. Jy beweeg op ding uit. Ja. Amen, maar julle is welkom, die wat nog wil saam sing, wat liedjie of so anders, dan kan ons lekker koffietjie drink. Kom ons sing, kom loof die Heer, alle volke van die Heer. Amen. Amen.